hoor nou die dag so 'n interessante ding. En dit het my omtrent diep laat dink. Ek lees die mens sê, as iemand jou onkant betrap, beteken dit, jy was klaar onkant aan jou binnekant. En ek het nou gedink, en soos ek loop en dink, besef ek, dis die rede, hoekom ons elke dag moet opdaag, om onsself waterpas te kry. Ek is so lief vir 'n waterpas. Johannes het my so 'n klein waterpassie gegee, wat ek nou hier by my horlosie, my hanghorlosie aan die muur, hy moet waterpas wees, so jy het 'n waterpassie nodig om te sorg, want as hy nie waterpas is, dan verloor hy sy tyd. En as ek so die ou waterpas, ek sit gereeld met hom, en hy ou borreltjie so in die middel, hou jy hom so, dan gaan die borreltjie en hou jy hom so, en die manier om onsself elke dag waterpas te kry, en waterpas te hou, is om indagtig te lewe, in die moment te lewe, dat elke tree wat jy gee, indagtig is, en dat 'n mens besluit in jou kop, wat se gedagte gaan jy krag gee, en wat se gedagte as hy opkom, gaan jy net sê, hi, hallo, jy's hier, goodbye. Want baie keer as daar 'n ding by jou opkom, en jy identifiseer so met hom, dan is jy heel skeef. Alles van jou is onkant. Jy alles van jou, niks van jou werk lekker nie. Maar as jy tyd spandeer om stadig in die moment, in jou liggaam, in die oomblik te lewe, dan bly mens waterpas. En as daai mens vir jou daai ding sê, wat jy kan amper nie glo wat sê die mens vir jou nie, maar omdat jy waterpas is, kan jy dit absorbeer. Nie te veel nie. Daarna kyk en 'n besluit neem. Maar as jy onkant is, dan is 'n mens so geprikkel, die Engelsman praat van trigger, dan is jy so getrigger, dat jy sommer met 'n sambok hier uit jou binneste uitvlieg en die mens verwiller. Want jy's onseker, jy's bang, en as jy onseker en bang is, dan kom daar woede, dan kom daar aggressie, want jy moet nou keer. En dis 'n stil plek in 'n mens se binneste. Elkeen van ons weet, hoe lyk ons waterpas? Maar ons staan nie elke môre waterpas op nie. Party môres ja, lekker, dan voel dit waterpas. Party môres dink jy, en in plaas daarvan om jou goed te gryp in die dag in te hol, gaan sit net 'n moment. Haal asem. Maak jou oë toe. En kry jouself waterpas. Want as 'n mens krag gee vir 'n gedagte wat nie by jou hoort nie, dan is jy onkant. Moenie krag gee aan daai gedagte nie. Laat hy bloot net verby jou vloei en sê, o, daar gaan jy. Moenie identifiseer met daai gedagte oor daai ding wat daai mens vir jou gesê het nie. Want waar jy is, as jy waterpas is, kan jy enigiets hoor. Kan 'n mens enige ding van jou sê en vir jou sê. Want jy's in balans. Jy's waterpas. En dit kos nie ure op 'n dag om jouself waterpas te kry nie. Dit gaan oor die gesprek wat jy met jouself voer. Die tyd wat jy maak om net te sit en wees. Ek maak tyd, dan sit ek op my stoel en sê ek, hallo Antoinette. Hoe voel jy vandag? Daai ding wat nou gister gebeur het, hoe voel jy? Praat bietjie met my. En so kry ek die gesprek, dat ek op 'n plek kan kom, dat ek waterpas is.
En dit vat nie ure en ure en ure aan jou van jou dag om jouself waterpas te kry en waterpas te hou nie. As jy indagtig is, as jy eties is, as jou hart liefde het, en jy leef indagtig, gaan jy baie min onkant gevang word. Dan is dit lekker nie, ek hou niks daarvan, as ek ongekant gevang word, smaak het vir my, ek is 'n leeu in 'n hok, ek wil net hier uit. So partykeer as ek stap oor die werf, of ek stap bietjie in die veld, of elke dag, vat ek 'n tydjie. Ek sê nie meer ek knyp 'n tydjie af nie, want ek neem daai tyd, ek knyp hom nie, ek neem daai tyd, en ek kyk net rond, en ek voel, hoe voel dit hier? En wat kan ek doen om weer waterpas?